Vreugde is iets wat 'n mens baie moeilik vir jouself kan hou. As jy regtig vreugde beleef, dan is daar so opgewondenheid binne in jou, en dis soos 'n fontein wat net moet uitborrel. Jy moet dit met iemand deel. En die lekker van vreugde is natuurlik, dat wanneer mense ook hierdie vreugde deel, dat dit nie vir jou minder word nie, maar dat dit oral kan versprei. Ja, vreugde kan partykeer ook aansteeklik wees, en ander mense dan ook opgewonde en bly maak. Die vreugde wat ons in hierdie wêreld beleef, is baie keer 'n kortstondige vreugde. Dit is 'n vreugde wat net vir 'n rukkie hou, en dan moet 'n mens dalk weer na iets anders gaan soek. Want dis alles vreugde wat van buite afkom. Dit is baie duidelik volgens die Bybel, dat wanneer ons ware vreugde vind, dan vind ons dit in die Here, en dis deel van die vrug van die Gees in Galasiërs 5 vers 22 en 23, dat vreugde dan ook deel van elkeen se lewe kan wees. En om aan vreugde uiting te gee, is baie, baie belangrik. Om daaroor, ja, nie net vir mense te vertel nie, maar baie keer ook oor dit waaroor jy bly is te sing, te jubel en te juig. Psalm 98 is een van daardie psalms wat vir ons help en vir ons vertel en vir ons wys hoe ons dan ook nog verder en meer hierdie vreugde nie net kan deel nie, maar dat ons ook moet raak sien dat dit op baie ander plekke dan ook na vore kom. As ons Psalm 98 saam lees, dan sal jy sien wat 'n heerlike en pragtige kunswerk hierdie is, om ook vir ons meer en meer te vertel van ons opgewondenheid om in 'n verhouding met God te staan. Ons lees vanaf vers 1. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, want hy het magtige dade gedoen. Deur sy krag en goddelike mag het hy oorwin. Hy het sy oorwinning bekend gemaak aan die nasies, het hy sy reddingsdade geopenbaar. Aan die huis van Israel het hy sy liefde en sy trou herbevestig. Die hele wêreld het gesien dat ons God die oorwinning behaal het. Juig tot eer van die Here almal op aarde. Wees vrolik, juig en sing. Sing tot eer van die Here met begeleiding van die lier. Speel op die lier en sing. Blaas die trompet en ramshoring. Jubel tot eer van die Here, die koning. Die see en alles daarin moet ruis. Die aarde en alles daarop moet juig. Die riviere moet hande klap. Die berge moet saam juig voor die Here. Want hy kom om oor die aarde te heers. Hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. As ons kyk na vers 4 en verder van Psalm 98, dan kan ons dit nie mis dat daar werkwoorde is wat opgewondenheid beskryf. En daardie werkwoorde is juig, wees vrolik, juig en sing, dis in vers 4. Vers 5, sing. Vers 6, jubel tot eer van die Here, die koning. En om te sing en oor te gaan in juig en jubel en vrolik te wees, ja, dis nie al waar hierdie uiting van vreugde en opgewondenheid teenoor die Here en erkenning teenoor die Here tot opbou nie. Daar's 'n verdere opbou wat hierso plaasvind, en ons moet dit nie mis nie. Want in vers 5 word ons daarin herinner dat ons kan sing tot eer van die Here met die begeleiding van 'n lier. En dis 'n snaarinstrument. En speel op die lier en sing is die aanmoediging wat ons in die laaste deel van vers 5 kry. Maar dis ook nog nie al nie. Want van snaarinstrument word daar oorbeweeg na die trompet. Trompet wat baie meer geraas kan maak, wat harder is. En dis mooi en dis reg en dis lekker. Maar dis ook nie net die trompet nie, dis ook die ramshoring. Met ander woorde, dit moet regtig baie wyd gedeel word. Dis iets wat so waar is daarvan, dat ons ook in ons opgewondenheid en ons vreugde teenoor die Here en ons verhouding met die Here dit so kan wys. Jy kan dit nie wegsteek nie. En ek weet, daar is nou ook hierdie advertensies wat jy baie keer op televisie sien wat sê, maar dis ook nie al nie. Want vers 7 en 8 vertel ook dat die see en alles daarin moet ruis. Die aarde en alles daarop moet juig. Die riviere moet hande klap en die berge moet saam juig. Uiteraard poëtiese beskrywings om uiteindelik te sê, selfs in die natuur word die opgewondenheid gedeel van om 'n verhouding met God te staan. Ook daar word, ja, 'n vrolike klank gemaak, 'n aangename lawaai, het iemand dit by geleentheid gesê, is dan alles wat ook in die natuur God se lof en sy eer besing. Daarom moet jy weet dat ek en jy
nie alleen in hierdie wêreld is om ons opgewondenheid en die belewenis met God dan ook uit te leef nie. As ons dit vir mense wys, as ons dit met hulle deel, dan gaan ons sien en ons hoef nie te verbaas te wees dat daar ook ander mense is wat die heeltyd hierdie opgewondenheid en vreugde dan ook beleef om in 'n verhouding met God te staan. Ons sy skepsel, nie net mense nie, maar ook die ganse natuur. Ons het die voorreg om dan ook God se lof te eer, te besing, te jubel, vol vreugde en vrolik te kan wees. As jy vandag rondom jou kyk, ek dink dit sal baie goed wees dat ons elkeen ons daartoe instel om te sê, kom ons wil vandag dan ook, saam met die res van die skepping, saam met ander kinders van die Here en ander gelowiges, 'n lewe leef, wat dan ook juig en jubel en vrolik is, omdat ons almal kinders van die Here is.